Goeiemôre broers en susters, al die kinders. Dis 'n lekker koue oggend, so ek is bly dat julle hier is. Dis lekker om so saam met julle hier te kan wees. En dan ons voorbidding. Ons bid steeds vir Tannie Ruth, vir Erika Strydom, vir Tannie Magriet Olivier en vir Tannie Narda Steyn. Met Tannie Magriet gaan dit beter, sy is nou permanent op suurstof. Ek dink dit is ook maar ongemaklik, maar dit gaan met haar regtig beter. So ons dank die Here daarvoor. Met Tannie Narda gaan dit nie baie goed nie. As bejaarde, so ons vra dat die Here vir haar ook baie ryklik sal seën. Nou geliefdes, vandag is dit Vadersdag. In my hart voel dit vir my, dit is 'n wêreldse ding, maar dit voel vir my ons as kinders van die Here moet ook vir mekaar liefde wys, liefde gee en dank sê, en maar altyd by mekaar aan die Here opdra. So ek het hier so 'n dingetjie oor die Vadersdag of vaders laat skrywe, wat sê, 'n pa is nie 'n anker wat ons terughou nie. Ook nie 'n seil wat die wind vang en ons aandryf nie, maar 'n lighuis wat met sy liefde die weg aanwys. En daarmee wil ek graag net vir julle kom sê, as paas en as manne, want daar is hier wat nie kinders het nie, julle wat oupas is, ons kan pa ook vervang met 'n man. So mag die Here regtig vir julle baie ryklik seën. Christina het gevra en sy het gesê, sy wil graag vir die manne kom bid, en daarom wil ek vir haar vra om net vorentoe te kom, en net vir julle as manne en paas aan die Here op te dra. Goeiemôre al die manne vanoggend. Ek wil vra dat die vrouens asseblief net hulle hande sal oplig, dat ons net ons mans kan seën asseblief. En dan wil ek net 'n gebed doen vir die mans vanoggend. Baie dankie julle. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend die mans in ons gemeente aan U kan opdra. U weet die druk en die spanning wat op die mans rus in vandag se moderne lewe. Maar ek wil vra dat U hulle sal seën met U genade en met U liefde en U wysheid en U insig. En ek wil vra dat hulle baie bewus sal wees, en ek wil dit bid ook, dat hulle baie bewus sal wees van Heilige Gees se alomteenwoordigheid in hulle elkeen se lewe. Vader, ek wil vra dat U asseblief hulle harte ook so sal aanraak, dat hulle U regtig sal ervaar in alles wat hulle sê en doen. Ons doen dit met groot liefde, Vader, wat ons mans aan U kom opdra, en die oupas en die oupa grootjies, en dan die jong seuns wat ook nog eendag mans gaan word, dat ons nou al vir hulle kan bid. Ek wil vra, Vader, dat U dit vir hierdie mans in ons gemeente 'n baie besonderse dag sal maak, en ek bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen, met danksegging. Amen. So saam met die Vadersdag, ag, nou wil ek nie net sê vaders nie, want daar's ook moeders, en ons almal, het ek besluit om hierdie prentjie vir julle op te sit. Ek weet Christina hou baie van hierdie blom, en dis nie hoekom ek hom opgesit het nie. Maar ek het hierdie prentjie saamgebring. Dit is 'n sonneblom, nie 'n sondeblom nie. So vat dit vir jouself vas, dit is 'n sonneblom, 'n blom deur die son aangetrek word, en dan ook op hierdie manier vir ons kom sê. Nou as ek dit nou reg het, 'n sonneblom volg ook die son se beweging. Julle moet nou vir my help, julle ouens wat boere is, as dit nie reg is nie. Maar dit is hoe ek dit het. So hy volg die son se beweging.
Kom ons raak maar bewus van dit wat binne in ons is, en ons gee dit so oor ook aan die Vader. Ons Vader, U wat die goeie werk in ons begin het. U sê in U woord, U sal dit end uitvoer, en dit sal voleindig op die dag wanneer die Here Jesus kom. Ons wil vir U dankie sê vir die goeie werk, wat U in ons elke een kom verrig deur Jesus ons Here, en deur die kragtige inwoning en werking van die Heilige Gees. Aan U wat vir ewig koning is, die onverganklike, die onsienlike, die enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ek wil julle groet met hierdie woorde uit Filippense 1, en ek wil dit doen soos wat dit daar staan, aan almal wat hier in Filippi is. Nou julle weet nou, ons is nie in Filippi nie, maar ons is in Carolina. Almal van julle wat hier in Carolina is, wat deur die Here Jesus Christus aan God behoort, met al die ouderlinge en met al die diakens, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan saam lees uit Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1. Ons gaan lees vers 6 en dan vers 8, 9, 10 en 11. Filippense 1 vers 6 en 8 tot 11. Vader, ons kom buig voor U vanmôre. En ons is opgewonde daaroor, dat U ons Vader geword het. Dankie dat U die Vader geword het, wat in ons teenwoordig is, oor ons waak, sy guns en sy goedheid en sy liefde en sy omgee en sy barmhartigheid en sy liefde, getrouheid oor ons uitstort en wat ons vergewe waar ons sonde doen. Dankie dat U ons Vader geword het in die Here Jesus wat ons losgekoop het en wat ons kinders van God gemaak het. Dankie dat hier 'n vader-kind verhouding tussen ons en U as die drie-enige God ontstaan het. Waar ons U kan lief hê, waar ons U kan aanbid, waar ons U lof kan besing, waar ons U grootheid daarvan kan getuig, maar waar ons ook op U skoot kan klim. En Vader kan vra dat U ons sal omhels wanneer ons troos en hulp en bystand nodig het. Heilige Gees, dankie dat U dit wat die Here Jesus kom doen het en die woorde van die Vader aan ons harte kom seën en dat U dit lewend en kragtig in ons bring. En nou kom ons as U kinders vanmôre om vir mekaar te kom bid. Ons bid vir hulle wat siek geword het hier in hierdie gemeente. Hulle wie se name ons genoem het, maar ook elke ander een in hierdie gemeente wat vanmôre siek geword het en dalk nie wil sê nie, of maar net hierdie griep en verkoue en swaar kry verdra. Ons bid vir elke een. Vader, en dan bid ons in besonder dat U liefde oor ons elkeen uitgestort sal wees in so 'n mate dat ons sal reageer met liefde. Dat ons juis sal sê, Vader, ons begeer om soos Jesus te wees. En mag ons Jesus se liefde en sy genade aan mekaar oordra en voorleef en mekaar seën met die liefde van ons Here Jesus deur woord en ook deur daad.
Maak nou u woorde vir ons oop, Vader, asseblief. En gee ons genade in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons het so pas by Pinkster stil gestaan. By Pinkster waar ons daaraan gedink het dat die Heilige Gees gekom het. En soos wat ons laasweek vir mekaar gesê het, dat die Heilige Gees ons so deurtrek, dat ons hele wese, gees en siel en liggaam gevul word met die lig van God. En nou kom lees ons vanmôre hier uit Filippense, hier die volgende verse. En dit sluit aan by Pinkster en by dit wat die Here ook in ons lewens wil kom doen. Paulus sê, hy praat oor hierdie gemeente en hy bid vir hulle en hy getuig saam met hulle, maar deel van wat hy vir hulle sê, is hier in vers 6 in Filippense 1 en dan ook in vers 8 tot 11. Hy sê, ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik sal wees. Onberispelik en sonder blaam sal wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Ek het hier 'n kort videoetjie saamgebring, sonder klank, en ek wil hê julle moet net daarna kyk, want dit is iets van wat in hierdie teks na ons toe deurkom. So mag die Here ook hierdie teks van hierdie video gebruik, om met ons te kom praat vanmôre. Hierdie is 'n kort video wat die verloop en die lewensloop van 'n sonneblom vir ons mooi uitbeeld. Ek het gedink ek moes hom eintlik bietjie vroeër gestop het toe daai blom so mooi vol was, nê. Maar ek het besluit om hom hier te stop, want dit beteken die saad is gereed om weer geplant te word. Die vrug van die blom het ontwikkel. En daarom, geliefdes, het ek nou hierdie prentjie daar vir julle weer neergesit. En as ek nou hierdie gedeelte baie kort met julle wil bespreek, dan sê ek, die tema is groeiende liefde. Groeiende liefde. Wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan hoor ek dat Paulus hier kom praat, dan sê hy, die eerste belangrike ding, jy het reeds Christus liefde in jou hart of in jou lewe. Nou dit is waar van
elke een wat hulle lewe vir die Here Jesus kom gee het. Jy het reeds hierdie Christus liefde in jou lewe. Dit staan in vers 8 geskryf, dat hy hier vir ons kom sê, hoor wat sê hy, sê, God is my getuig, en hy weet hoe ek na julle verlang, met die liefde van Christus Jesus in my hart. En dit maak 'n koneksie met wedergeboorte, dit maak 'n koneksie met die werk van die Heilige Gees, dit maak 'n koneksie met die uitstorting van die Gees wat binne in my is, en wat God die Vader en die Here Jesus se liefde in my kom vestig. En daarom het ek hier gesê, jy het reeds as kind van God die liefde van Christus in jou hart. Hy hier kom sê, ek verlang so na, sê hy, ek het 'n diep begeerte in my binneste, om die liefde van die Here Jesus met julle te deel. En nou tref dit vir my net hoe hy dit sê in hierdie vers. Hy sê, ek verlang met julle, na julle, met die liefde van Jesus Christus in my hart. Ek verlang julle met die liefde van Jesus Christus in my hart. Met ander woorde, hy verlang nie deur sy eie liefde nie. Hy is nie hier besig om te sê, maar ek wil vir my dinge vir julle kom gee nie. Hy sê, ek verlang met Jesus Christus se liefde na julle. Die liefde, die woord vir liefde, die Griekse woord vir liefde wat ons hier vertaal met liefde, is splangitsomai. Dit beteken om met jou diepste binneste vir iemand iets te voel. Dit beteken, Christus se liefde beteken hierdie sagte omgee liefde van Christus. Hierdie liefde van Christus wat barmhartig is, wat goed is, wat liefdevol is, wat vergewensgesindheid is, wat 'n diep empatie en 'n omgee vir iemand het. Hy sê dit is in sy hart. En dit is die liefde wat hy na die gemeente toe wil bring en vir medegelowiges wil gee. Hy wil Jesus en die karakter van God in Jesus met die gemeente kom deel. En dan sê hy in vers 9, ek bid ook dat julle liefde al hoe meer sal word. Soos hy sê, ek julle liefde meer sal word, dan beteken dit jy het ook die liefde van Christus in jou hart. En ek sal nou weer daarby aansluit. Maar as 'n mens sou gaan kyk na Galasiërs 5 vers 22, dan kry 'n mens hierdie ding van die Gees wat in jou kom werk, wat die vrug van die Gees bring, net soos 'n sonneblom wat die son volg, so kom die Gees in my, sodat ek en jy die Vader en die Here Jesus volg. Die liefde, dit is deel van die vrug, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is wat Paulus hier sê, wat hy regtig na die gemeente toe bring uit sy hart uit. En hy sê, ek verlang daarna om so met julle in verhouding te wees. Omdat ek so 'n verhouding met die Vader het in Christus. Hy sê vir ons in Filippense 1 vers 9a, ek het dit nou klaar gelees, ek weet ook dat julle liefde sal toeneem. Nou as hy hier praat van liefde, dan is die Griekse woord nie splangitsomai, wat sê dit is hier uit my diepte en uit my wese uit wat dit my hele gevoel en alles hanteer nie, en waar ek die karakter van God bring. Hy sê, dit gaan oor agape liefde. En nou weet julle dat 'n mens in Grieks 4 woorde van liefde in die Bybel het. Phileo, wat beteken vriendskapsliefde. Eros, wat beteken
erotiese liefde, die liefde wat 'n man en 'n vrou vir mekaar het, dit praat van storge, gesinsliefde, liefde tussen pa en kinders en ma en kinders en ouers, en dan praat hy van die agape liefde. Nou agape liefde is 'n liefde wat sonder bybedoelings is. Dit is 'n liefde wat sonder voorwaardes aan iemand gegee word. Dit is 'n liefde, en dit kom ook uit jou diepste binneste uit, dit is 'n liefde waarin jy keuse maak om te sê, ek wil lief hê. Ek kies om lief te hê. Want dit is hoe God gekies het om ons lief te hê. Dit is dieselfde liefde as wat God vir ons het. Dit is 'n liefde wat, met ander woorde, uit my diepste, uit die geesverhouding wat ek met die Vader en met Jesus en met die Gees het, kom om in my wil te kom setel, sodat ek sê, maar ek besluit om jou lief te hê. Onvoorwaardelik, ek het dit reeds gesê, dis 'n liefde wat lief het ten spyte van wat mense doen. Dis 'n liefde wat so lief het, dat ek met Christus se liefde jou benader. Nie met dit wat ek voel, of wat ek ervaar, of wat jy verdien, of wat ook al nie, maar ek kom om jou te benader met Christus se liefde. Ek sê baie keer vir die Here, mense toe, Vader, miskien verdien hulle nie dit wat ek nou vir hulle wil doen nie. Maar as ek voor U staan, dan weet ek verdien ook niks. Daarom wil ek in Christus hierdie liefde kom openbaar, en dis wat Paulus hier sê, dis die splankgitsomai, dit is die liefde wat uit ons wese uitkom, die barmhartigheid, die genade, die versorging van die Here. So nou kom sê Paulus, ek het hierdie liefde, julle het hierdie liefde, onvoorwaardelike liefde, en dit moet toeneem. Dit moet groei. Dink aan die sonneblom, die video van die sonneblom. Dit moet in ons lewe. En wanneer ek kom sê, dit moet toeneem, dit moet groei, dan staan dit hier eintlik dat ons vir mekaar kom sê, wanneer hierdie liefde moet kom vermeerder, dan moet dit toeneem. Dis die woord wat ons hier gaan vertaal het. Maar dit beteken dat daar 'n proses in my en jou lewe moet plaasvind, waarin ek sal toelaat dat die liefde van die Here Jesus deur die kragtige werk van die Gees na vore kom en meer word. In die Griek staan daar dat dit eintlik besonder sal wees, excellent sal wees. Maar dan sê hy, dit moet word meer en meer. Soos wat hy dit in die Grieks uitdruk. Jy het hierdie, dit moet toeneem, meer en meer en meer en meer. Ek wil net die proses vir julle onderstreep. Verandering, transformasie in my en jou lewe, Christus se karakter, God se karakter, sy liefde wat net meer moet uitstroom uit my wese en my verhouding met die gemeente en die gemeente se verhouding met mekaar en met my en onderling en in die gemeenskap. En dan sê hy, dit moet op 2 vlakke gebeur. Dit moet gebeur met kennis en begrip. Hier staan, dit moet toeneem in begrip. En die Griekse woord praat van kennis. Ware, goddelike kennis. Kennis van die omstandighede, kennis in die situasie. Hy praat eintlik, hy sê, dit wat werklik waar is, dit moet in my verstaan. En dit gaan saam met begrip. Ek moet waarlik kennis hê en begryp wat in hierdie omstandighede gebeur. Maar dan weet julle ook, geliefdes, as ek nou 'n klomp kennis het oor dinge, dan kan ek sê, ek het dit.
Ja, en ek hoor, maar dan draai ek en ek gaan aan met my lewe. Daarom kom hier die tweede vlak by, wanneer Paulus kom praat, dan sê hy, ek moet nie net kennis en begrip hê nie, maar ek moet kennis hê wat in fyn aanvoeling, fyn waarneming en onderskeiding reageer. Hy sê eintlik in die Grieks, hierdie kennis moet ek kan toets en deursoek, sodat dit vir my op 'n plek bring waar ek in my persepsie, in my verstaan van dinge, werklik weet waaroor dit gaan. En dat ek nie net 'n klomp aannames maak nie, maar dat ek in Christus kom en liefde in my eie lewe beleef deur die Gees in die Here Jesus, deur sy karakter en alles, dat ek kan sê, hier het ek waarlik kennis van dit wat hier plaasvind. En ek kan met onderskeiding van die Heilige Gees optree. So geliefdes, dit is vir my lekker om met julle dit te kan deel. Maar die rede wat ons hier sê, wat met my en met jou gebeur, is nie so dat ons maar bloot net dinge kan doen en kan sê, ek wil my tyd omkry, wil 'n paar aan die gang sit nie. Hy sê, dit moet wees so dat ek kan ontdek, nou ek het al klaar dit gesê, onderskei en kan ontdek, waaroor dit werklik gaan. En dan sê hy ook vir ons, dit is so dat ek en jy werklik kan weet, dat dit soos Romeine 12 vers 2 sal wees. Nou Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle kan onderskei wat God se wil is. Hierdie onderskeiding kom vanuit die liefde wat daar reeds in my hart is deur die Heilige Gees se inwoning. Of as 'n mens dan sou wil gaan kyk na Efesiërs 4, dan sê hy, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Nou geliefdes, ek het hierso geskryf, dit beteken dat die waarheid wat ek ontdek, deur die liefde deurweek moet word. Maar ook dat die liefde met waarheid deurweek moet word. So dit is ware, Christelike, goddelike vaderliefde deur die Heilige Gees, wat werklik in die omstandighede begryp en verstaan wat nodig is en wat God se wil is in hierdie omstandighede. Hy sê, sodat daar nog iets kan gebeur, sodat die vrug van die groeiende liefde in my en in jou kan plaasvind. En die vrug van die groeiende liefde is dit wat staan in Filippense 1 vers 10. Hy sê vir ons hier in hierdie teksgedeelte, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Nou dit klink vir my asof dit hier sê, wanneer die Here Jesus eendag kom, dan sal ek onberispelik en sonder blaam wees. In die Grieks staan daar, sodat julle elke dag, totdat die Here Jesus kom, onberispelik en sonder blaam sal wees. Nie net eendag wanneer hy kom, sal sê ek is nou sonder blaam en onberispelik nie. Maar dat ons elke dag, dit sal word deur hierdie groeiproses, deur die Gees. En onberispelik beteken vanuit die Grieks, om opreg te wees, om eerlik te wees. En dit tref vir my dat die Griekse woord eintlik sê,
Dit is om sonder agteraf agendas te beweeg. So dit is Christelike liefde. Om elke dag so eerlik en opreg, sonder agteraf agendas te lewe in die teenwoordigheid van die Here en saam met mekaar. Hy sê sonder blaam te wees. En nou sonder blaam beteken om rein en skoon te wees. Maar dan staan dit in die Woordeboek ook so, dit is om sonder om iemand tot struikeling te bring deur jou optrede. Hy sê dit is sonder om iemand anders sonde te laat doen deur jou optrede. Met ander woorde, God se liefde moet so in jou gewortel wees en groei daagliks, sodat ons werklik eerlik en opreg kan lewe, sonder om vir mekaar aanstoot te gee, sonder om mekaar sonde te laat doen. Hy sê in vers 11, sê hy hierdie woorde, en deur die Here Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en tot sy eer. Met ander woorde, die vrug van liefde, Christus liefde, wat in my groei en wat ek leef, bring my in die regte verhouding met God. Sodat ek in Jesus en deur Jesus die regte verhouding met die Vader sal wees en dit sal lewe. En dan maak dit vir my die sirkel weer na vers 8 toe, waar Paulus kom sê, ek wil met my diepste wese die karakter en die eienskappe van God kom lewe, deur sy sagte liefde, sy genade, sy goedheid, sy guns, sy empatie, sy opgee liefde te lewe. Want dit getuig daarvan, dat ek in die regte verhouding met die Vader is. Ek wil vra dat ek en jy saam sal bely dit wat ons glo met ons hele hart. Kom ons staan, dan sê ons hierdie woorde hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dit is mos wat ons glo, nê? Geliefdes, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Amen. 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 Geliefdes, leef die liefde van die Here. Geniet julle week vorentoe.